terug by die groot ontbyt. Ons gesels bietjie boeke. My mens. André Pretorius is môre hier by ons. Ons gesels oor die 5de van sy reisboeke. Spanje, reise in 'n palimpsis. Ja, ek weet, jy wonder oor palimpsis. Maar hier is André nou, ons moet onsself goeiemôre aan. Goeiemôre. Dis lekker om jou te kuier vanmôre. Veral te kuier met iemand wat hou van reis, want ons is nogal fans van die wêreld sien. André, kom ons sê nou maar palimpsis. Ek dink dadelik aan papierusrol. Wat is 'n palimpsis as die nou wonder? Dis 'n goeie plek om te begin, 'n papierusrol. As jy dink aan 'n perkament waarop 'n teks aangebring is, dit word ons eintlik amper gegrafeer. En as jy dan die perkament weer wil gebruik en jy wis die ou teks uit en jy bring 'n nuwe teks daaroor aan, dan gaan jy die nuwe teks hê, maar die ou teks gaan deurslaan. En dit is hoe Spanje vir my is. In die tyd wat ek hom leer ken het in die laaste 30 jaar, is dit 'n nuwe Spanje, maar daai nuwe Spanje het onder hom, agter hom, binne-in hom 'n ou Spanje wat altyd deurslaan. Jy het nou al wyd geskryf oor jou reise, van rubrieke af tot die boeke nou. Kan 'n mens dit so as 'n reisjoernaal beskryf? Hoe sal jy hierdie spesifiek in Spanje reise in 'n palimpsis, hoe sal jy dit beskryf? Ja, so dit is nie 'n beskrywing van 'n enkele reis nie, dit is 'n beskrywing van 30 jaar se reise en dit is 'n poging vir my om sin te maak van 'n land. Vir my is dit moeilik om sin te maak van 'n land sonder om iets te verstaan van die geskiedenis van daai land. Ek dink as jy aan Suid-Afrika dink en 'n buitestander wat nie van hier is nie, wat die land moet probeer verstaan, dink ek gaan iets van die geskiedenis moet verstaan om die kultuur te kan verstaan. Ja. En dis hoe ek oor Spanje dink en dis hoe ek dan dit probeer beskryf aan die hand van nie net my eie belewennisse nie, maar ook jy weet die laaste 200 jaar se skryf oor Spanje. En om op daai manier 'n beeld van die land te gee wat gebaseer is op my eie belewenis, maar ook op die kultuur en my verstaan van die kultuur en die geskiedenis van die plek en dis meer. Jy praat ook baie van die tradisies, onder andere die bulgevegte. Dink jy daar is nog 'n tyd en plek vir dit in, jy weet, hedendaagse kultuur? Vir die bulgeveg spesifiek. So as die bulgeveg goed gedoen word, laat ek begin as hy swak gedoen word. Jong bulvegters, slegte bulle, 'n provinsiale stierarena, dan kan dit 'n morsige slagting wees wat niks ter verdediging het nie. Wanneer dit goed gedoen word deur die voorste matadors in die groot stierarenas soos die Maestranza en Seville met goeie bulle, dan is daar 'n skoonheid daaraan. En of jy nou skoonheid daarin sien of nie, sê dit vir jou verskriklik baie, dink ek, van die kultuur van lewe en dood in Spanje. Nou, of dit geregverdig is, of daar morele regverdiging is vir wat ek beskryf as die skoonheid van die bulgeveg, is iets waaroor ek nie 'n mening het nie. Ja. En so as jy teruggaan na Ernest Hemingway se Death in the Afternoon, hy probeer ook maar ten spyte van sy entoesiasme vir die bulgeveg nie regtig 'n morele oordeel uitspreek oor of dit geregverdig is of nie. So ek gaan my daarby berus. André, hoekom Spanje? So Spanje het begin vir my toe ek 17 was. Nou gaan ek myself sleg dateer want dit was 1992. 1992 was die jaar wat Suid-Afrika teruggekeer het na die Olimpiese Spele vir die eerste keer sedert 1960. En dit was my matriekjaar en daar was Olimpiese vasvraag op die ou Radio Suid-Afrika wat Johan Rousseau aangebied het. En ek het deelgeneem, ek het hom nie gewen nie. Ek het derde gekom, maar derde plek het genoeg geld gebied om vir my om op my eie saam met 'n toergroep na die Olimpiese Spele in Barcelona toe te gaan. En die noordelike somer van 92 in Spanje in Barcelona was 'n tyd van optimisme en dit was net 'n oorweldigende ervaring geweest. So ek het teruggekom met 'n plan om terug te gaan. En van toe af 1996 het ek in Brittanje begin woon en dan Spanje mos nou naby. En om Spanje toe te gaan, die belewenis van lewe, die kos, die kultuur, die mense, die landskappe is net iets wat my keer op keer terugneem. Is daar iets in al jou reise na Spanje toe wat jy so half onkant gevang het van die land en sy mense? Ek dink my reaksie om terug te gaan na die bulgeveg toe. Ek was by 3 in my tyd. Die eerste een was oorweldigend, maar ek het niks daarvan verstaan nie. So dit was net vir my mooi op 'n onbegryplike manier. Die tweede een wat ek gegaan het was een van daai morsige slagtings waarvan ek gepraat het. En vir 20 jaar daarna het ek wou ook nie weer 'n bulgeveg sien nie. So dit het my effe onkant gevang. Maar die meeste van my ervarings in Spanje was positief en
Ek kan nie nou regtig dink aan iets wat my onkant gevang het en ongemaklik gelaat het nie. Waar kom die liefde vir reis vandaan? Dink jy dis 'n ding waarmee mens gebore is inherënt binne in jou of is daar iewers 'n vlam wat aan die brand gesteek word? Dis 'n goeie vraag en as dit iets wat ingebore is, dan is dit miskien beter om daar sonder gebore te word want dit is inspanning en onkoste om te reis. In my geval ek het altyd belang gestel in die res van die wêreld net soveel as hier. So ek onthou dat ek toe ek 14 jaar oud was en daar geen kans was dat so iets sou gebeur nie. Baie besondere in groot besonderhede reisplan deur Europa vir myself uitgewerk het. Daar was nooit enige kans dat dit sou gebeur nie, maar van daar af kom dit maar. En een van die redes wat my in Brittanje gehou het uiteindelik is die vermoë om van ek meen die hele Europa is binne 2 ure se vlieg van Londen. So dit is een van die goed wat my daar hou. Of dit is omdat dit ingebore is waar ek het aangeleer het. Ek meen ek kom van die platteland in die ou Transvaal in die nuwe Limpopo. So waar ek het gekry het, kan ek nie regtig sê nie. Ek was die eerste lid van my familie wat 'n paspoort gehad het. So dit is nie asof dit van ingebore is in daai sin nie. Ja. Ek gaan nou amper 'n statement maak dat mense my gaan kwaad maak. Die TikTok generasie van deesdae het 'n tiklysie. Nie net 'n TikTok rekening nie, maar 'n tiklysie. Ek wil dit doen en ek wil dit vir myself sien. Begin daai ontdekkingsreisiger element van reis. Begin dit al hoe binne raak. Dink jy dit raak dit is 'n teken van ons tyd dat mense die instant gratification generation, dat mense gaan soek na 'n vinnige fix. Ek drink 'n koffie op die Eiffel Tower en nou is ek weg. Is dit 'n ding wat besig is om die ontdekking van reis, die vernuwing van denke en invloede in jou lewe. Kulture. Ja, kulture. Dink jy dis besig om dit bietjie weg te skuif, op sy te skuif? Ek dink absoluut daar is 'n risiko. Ek meen vir my een van die mooiste goed van reis, lekkerste goed van reis is dit wat jy nie verwag nie, dit wat jy nie voorbeplan het nie, dit wat jy nie op jou lysie gesit het om ek vlieg nou Spanje toe gaan nou hierdie die goed wat gebeur sonder dat jy dit beplan het. En ek dink daar's minder ruimte daarvoor as dit alles gaan oor jou X sekonde video. En ek dink daar is ook jy weet as mense engagement om die Engelse woord te gebruik met iets, enige iets, 'n plek, mense wat ook al in 'n TikTok video se lengte moet inpas. Dan is daar net nie regtig engagement met die kultuur en dis hoekom ek jy weet wanneer ek skryf ek ook oor geskiedenis want dis vir my deel van die engagement met die plek. En ek dink daar is minder en minder ruimte daarvoor as 'n mens met jy weet te rigiede lysies werk. Ja, dit gaan nie oor die fotogeleentheid nie, dit gaan oor die ontdekking eintlik maar. Ja. Jy het al geskryf oor Italië, Spanje. Wat is volgende in die pipeline? Wel, een ding op 'n slag. Ek wil eers hierdie boek laat slaag, maar waaraan ek al 'n hele tyd werk en hopelik in die komende tyd kan klaarmaak, is 'n boek oor Argentinië. So miskien kan jy Latynse temas sien, Italië, Spanje, Argentinië. Ek dink Argentinië is 'n aangrypende land en is 'n land waarvan ek in elk geval te min geweet het voor ek daar was en daar's soms verbuisterende parallelle tussen Argentinië en Suid-Afrika en nie net eens die Suid-Afrikaners wat in 1903 in Patagonië gaan bly het nie. So heel wat meer as dit. So dis wat ek graag wil doen. André, dis merkwaardig en dis fantasties om te hoor dat jy sê mens kan nie 'n reis wat jy vat verstaan of kontekstualiseer as jy nie eers weet wat die plek waar jy gaan se verlede was nie. En dis mos maar hoe dit gaan. Jy weet nie waar jy gaan as jy eers weet waar jy vandaan kom nie. Baie dankie vir jou tyd vanmôre. Dankie jy draai kom maak het en wat 'n interessante boek en wat 'n lekker manier om na Spanje te kyk. Spanje, reise in palimpsest. Die is die mooiste goeters, verwysings na Carmen en Goya en Chopin en Ijskriege self natuurlik, Seville, die is die heel mooiste goed en 'n mens kan maar gerus 'n bietjie lees. Dalk maak dit daai vlam in jou wakker. André P. Brink het ouds ook dit gedoen, nê? Boeke geskryf oor Spanje, sy reise daar. Dalk maak dit weer 'n vlam wakker wat 'n mens moet hout gee. Nou ja, baie dankie. Dis aan André Pretorius van sy nuwe boek Spanje, reise in 'n palimpsest.